Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 10 Junie, en die skrifgedeelte waarop ons fokus is Lukas 5, vers 1 tot 11, vandag in die 1953 vertaling. Ek nooi jou uit om in die hier en nou tot rus te kom, om diep bewus te word van God se teenwoordigheid. Hy wat altyd by ons is, wat ons nooit verlaat of in die steek laat nie. Wat by ons is, in wie ons is en wie in ons is, selfs wanneer ons nie bewus is daarvan nie. Draai nou na hierdie teenwoordigheid. Haal 'n paar keer diep asem en vra God om jou opnuut nou te ontmoet. Koos van der Merwe se gedig, Altyd by my, is ook ons belydenis vandag. God bo my, Skepper om my, Vader vir my, Meester oor my, Vriend langs my, Herder voor my, Gees in my, Trooster met my, Rots onder my, Redder van my, altyd by my. Amen. Lukas 5 vers 1. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan, en sien 2 skuite aan die kante van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan, en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy op hom het spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water, en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord hom en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit, en hulle net wou skeur. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help, en hulle het gekom en al die 2 skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp, en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal hy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Hulle was besig om hulle nette skoon te maak. Die werk na die werk. Die routine van mense wat weet hoe die see werk, en wat weet wanneer die visse nie kom nie. En tog staan Jesus daar, op die rand by hulle moegheid, teen die oewer van hulle onverwagte ontmoeting. Hy klim in Simon se boot en is daar teenwoordig. Hy beveel hulle nie, maar vra hulle om hom te vertrou. Vaar uit na die diep water en gooi hulle nette uit. In daai oomblik verander alles. Nie omdat hulle iets beter verstaan nie, maar omdat hulle, ondanks hulle sinisme, 'n woord, iets gehoor het wat hulle geroep het om weer te probeer. In die klomp visse, in die nette wat begin skeer, in die hulpgeroep en hande wat begin hard werk, sien Petrus dan nie net 'n wonderwerk nie.
Hy sien ook homself. Hy kniel. Hy erken sy onwaardigheid. En skielik breek die werklike uitnodiging oop. Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. 'n Visser van mense wees. Dis hoe roeping dikwels voorkom. Nie op die heilige hoogtes nie, maar in 'n gewone boot na 'n mislukte nag, met 'n stem wat sê, kom saam met my na die diep water toe. Waar in jou lewe het jy die neiging om net jou nette skoon te maak? Om moed op te gee, oor te gee, besluit dis na die einde. Daar's geen hoop meer nie. Dink vir 'n oomblik hieroor na en bring dit in gebed voor God. Hoe klink Jesus se uitnodiging vandag aan jou? Wat hoor jy wanneer hy sê, vaar uit na die diep water? Waarna toe nooi hy jou uit? Praat ook in gebed met die Here hieroor. Watter deel van jou lewe is een wat vra dat jy jou vertroue hernie? Om weer jou net uit te gooi, selfs al voel dit sinloos. Praat gerus in gebed met God hieroor.
Kom ons bid saam. Here, U kom na ons toe, waar ons moeg is om te probeer. Wanneer ons dink ons weet hoe die see werk, wanneer ons al lankal opgehou hoop het. Heer, spreek net een woord, en laat ons weer die diepte invaar. Laat ons sien wat U reeds vir ons voorberei het. Laat ons hoor wat U van ons vra, en gee ons die moed om alles agter te laat en U te volg. Amen.